24. Ons lees uit Johannes 1. Ons gaan lees uit Johannes 14. Ons gaan lees uit 1 Timoteus 3. Prys die Here. Ons doen dit weer haal. Ons gaan lees uit Lukas 24. Daarvan die 36e vers. En dan Johannes 1 van die 15e vers. Dan gaan ek lees Johannes 14, ekskuus. Johannes 14 en 1 Timoteus die 3de met 'n teksvers uit 1 Timoteus 3. Prys die Here. Glory to God. Mag nie dat almal die plekke het as jy dit. As jy die plekke dan kan ons begin. Groot en goed is die God wat ons aanbid. Amen. Glory. Lukas die 24ste hoofstuk. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Amen. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete. Want dit is ek self. Voel aan my en kyk. Want 'n gees het nie vlees nie. En bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk vis, 'n gebraaide vis en stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses, wat Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Vers 45, lees my baie wonderlike gedeelte in God se woord. As jy toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Onthou Petrus was getuienisse van hierdie dinge as 11 disippels gewees. Judas Iskariot homself opgehaal. Hy sien meer daar. Hierdie 11 disippels van die Here Jesus op die Olijfberg gespreek het. Wat hy ook in die binnekamer, in die binnekamer vertrek met hulle gespreek het. Het hy van gesê, julle is my getuienis van al hierdie dinge. Die woord van die Here sê op die getuienis van 2 of 3 staan hy vas. En daar was 11 disippels wat kon getuig het. En daar's baie ander mense wat kon getuig het. En hierdie is wat die disippels getuig het aan die res van die woord van die Here. Aangaande Jesus. En daar is 'n groot verwarring in mense se lewens. Hoekom is daar 'n verwarring in mense se lewens? Want hulle lees nie die woord nie. Die mense glo net wat die prediker sê is daar einde van die preek. Die woord van die Here leer vir ons presies wat ons moet doen.
en wat ons moet glo. En baie mense word rondgeslinger deur leringe van mense. En hulle kom in verwarring. Maar kom ons lees die woord. Die woord is belangrik. En as jy vers 48 lees ek weer, en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Gehoorsaamheid, sê die woord van die Here, is beter as offerandes. Is dat die mens gehoorsaam moet wees aan God se woord. Wat die Here sê, baie mense sê, my prediker het so gesê, my pastoor het so gesê, my dominee het so gesê, my priester het so gesê, en jy noem nie al die ouens op met hulle titels. En hoe meer titels die mense het, hoe meer glo die mense. Want titels sê nie dat jy die waarheid spreek. Hierdie apostels, disciples van die Here Jesus, het nie klomp titels gehad nie. Hulle was gesaltes van God gewees. Hulle was geïnspireerd deur die Heilige Gees. Hulle het God gedien. En jy weet jy wat, hulle het vir 3 jaar lang saam met die Here Jesus gewandel op hierdie aarde. En hulle het gesien wat hy gedoen het. En hulle het gehoor wat hy sê. Hulle het eerste rangse onderrig gehad. Die beste wat daar was. Verskoon my. Noem maar vanmôre universiteite op. Reg oor die wêreld. En nie een van daardie universiteite kan jou bied wat Jesus vir sy disippels gebied het. Amen. Hulle het dit aanskou. Hulle het dit gehoor. Hulle het dit beleef. Ek en jy, as mens het dit net gehoor. Baie dinge het ons beleef. Ander dinge het ons miskien aanskou, maar nie soos Jesus vir sy disippels gegee het. Glad nie soveel. Dit wat ek en jy aanskou het, is 'n klein bietjie. Dit wat ons gehoor het, is wat ons lees in die woord van die Here. Wat hierdie woord van die Here is ja en amen. En die mens kan nie vir my vanmôre sê, hierdie woord is net 'n geskrewe boek. Baie mense sê, maar is geskrywe deur die mens. Dis reg, dis waar. Maar geïnspireerd deur God self. Amen. Wat geskryf is in hierdie woord is dinge wat gebeur. Amen. Profesie wat gebeur het. Gespreek is. Gebeur. Word vandag openbaar. Word 'n werklikheid. Maar jy weet, die mens sal die leuen glo. Maar hulle sal nie die waarheid glo. Vertel die mens die waarheid en hulle sê vir jou, man, jy lieg. Jy's 'n leienaar. Hoe meer leuns jy vertel, hoe meer jy toelaat in die lewe, hoe meer aanhangers is daar. Praat die waarheid. Begin nou gesê te wandel met God se woord. En kyk wat gebeur. Al minder en minder mense wil dit hoor. As ek vanmôre vir jou moet sê wat gebeur in kerke,
skokkend. Dis hartseer. Maar gee die mens God se woord suiwer, dan sê hulle nee. Mense het aanhangers van predikers geword, man. Ek ben nie aanhanger van 'n prediker of 'n kerkgenootskap wees nie. Ek moet 'n aanhanger van Jesus wees. Amen. Ek moet God dien in gees en in waarheid. Glory. Kom ons lees Johannes 1. Net op die volgende bladsy. Op dieselfde bladsy. Johannes 1 vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was van wie ek gesê het. Hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. Wat sê Johannes hierso? Nie Johannes die doper nie. Johannes die doper. Hy sê hy was eerder as wat ek gewees het. In hierdie dae raak prediker so arrogant. Man, dit draai om my. Maar niks draai om enige prediker nie, man. Die woord draai om Jesus. Amen. Ek hoef nie 'n genootskap te promoveer vanmôre nie. Ek hoef nie 'n prediker te promoveer nie. Ek moet Jesus promoveer. Amen. Ek moet Jesus predik. Wat het Paulus gesê? Alles by al wat ek wil hoor onder julle is Jesus en Jesus alleen. Amen. Jy moet hoor hierdie. Jy moet hoor, jy moet hierdie ou kom sien. Hy's goed, hè. Want die mens verhewe die mens. Johannes die doper het hom nie self gepromoveer nie. Hy het Jesus verkondig. Amen. Ons lees verder, vers 16 sê. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Nie deur goeie werke of goeie dade, Oh, loof die Here. maar dis genade op genade, op genade, op genade. Glory to God. Nie deur jou my goedheid. Vers 17 sê, want die wet is deur Moses gegee, en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die genade het gekom deur Jesus Christus. Die wet het deur Moses gekom, maar die genade van God het gekom deur Jesus Christus. Sodat ek en jy genade kan vind in sy woord. Glory to God. Halleluja. Niemand het ooit God gesien nie. En die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Halleluja. Jesus kom. Hy was in die boesem van die Vader gewees. Hy kom na die aarde toe. En hy maak bekend wie God is. Hy openbaar wie God is. En dis hoekom ek vanmôre hierdie titel van hierdie boodskap gee. God geopenbaar. Glory to God. Dat mense kan weet wie hy is. Glory, ek sal nou, as ek kom, ek moet nie vergeet, ek moet net onthou dit te sê. Vers 19 sê, en dit is die getuienis van Johannes,
toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het, om hom te vra, wie is u? Ja. Hulle vra nie vir, hulle is nuuskierig. Skoon my. Ons is almal nuuskierig nie meer. Dis waar. Hoekom het party mense sulke lang nekke? Is so nuuskierigheid. Rek hulle aan nek, om te kyk wie's daar. Maar nuuskierigheid is die tronk vol en die kerk leeg. Prys die Here. Hulle vra, hulle stuur hierdie leviete en die priesters. Hulle stuur die mense na Johannes om te vra, wie is u? Ons wil graag uitvind, wie is u? Wat sê u van uself? Maar wat sê Petrus? Johannes. Johannes die doper. En hy het erken, en nie ontken nie, maar hy het erken, ek is nie die Christus nie. Amen. Daar is mense wat sal opstaan, wat opgestaan het alreeds. En gesê, ek is die Christus. Hulle is 'n klomp leenaars. En daar is wat nog sal opstaan en sê, ek is die Christus. Johannes het gesê, erken, ek is nie die Christus nie. Waarom baie mooi luister wat sê die woord van die Here vir ons hierso vanmôre. Hy sê, vers 21, toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, nee, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van uself? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here geregheid, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was uit die Fariseërs. Daardie wat gestuur was uit die Fariseërs. Maar Johannes sê vir hulle, ek is nie Elia nie. Ek is nie 'n profeet nie. Maar ek is die een wat die stem is, wat die paaie van die Here reguit maak. Amen. Ek is die stem wat spreek in Jesaja. Ek maak maar net die pad gelyk. Ek baan maar net die pad. Ek vertel maar net van die Here Jesus wat kom. En nou sien, wonderlik is dit. Wie is die Heilige Gees doop? Wie is die Heilige Gees doop? God doop jou ons met die Heilige Gees, nie waar? Glory to God, ons gaan nou daarby kom. Almal erken dat God doop met sy Heilige Gees. Glory to God. Vers 24 sê. En die wat gestuur was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan, as u nie die Christus, of Elia, of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy, vir wie julle nie ken nie. En dit is hy, wat na my kom, wat voor my geboord het, wie se skoenriem ek nie waardig is, om los te maak. Ek wil die vanmôre een ding sê, Johannes, die doper, was gevul van die skoot van sy moeder met die Heilige Gees. Amen.
Hy was vol van die Heilige Gees Ja, gewees. prys die Here. Hy sê, wees u, wat sê jy van jouself? Ja. Hy sê, hy wat onder julle is, wie julle nie ken nie. Ja. Julle ken hom nie, man. Ja. Baie mense sê, ek ken God. Ah, Man, baie mense ken nie God nie, man. Baie mense sê, man, ek ken Jesus. Ken jy Jesus? As jy hom geken het, dan sê jy weet wie hy is. Ek moet kan sê, wie is Jesus? Glory to God. Ek bely dit ook. Glory. Kom ons gaan verder met die woord. Vers 28 sê, dit het gebeur in Betabara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Nou, vir hulle was dit snaaks gewees dat Johannes doop. As hy nie Christus nie, hoekom doop hy? As hy nie Elia is nie, hoekom doop hy? As hy nie profeet is nie, hoekom doop hy? Maar hy is die een wat die weg baan vir Jesus. Vers 29 sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Ja, hy sê vir hulle, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, maar daar is die lam, wat vir jou geslag sal word. Amen. Amen. Daar is die lam wat vir jou geslag gaan word, sodat jy in oorwinning kan lewe. Amen. Sy bloed wat vir jou gestort sal word, Yes, thank you, Lord. dat jy kan ontvang genade, op genade, op genade, op genade, op genade, op genade. Halleluja. Glory to God. Nie deur jou goeie werke of dade. Prys die Here. Vers 30 sê, dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. Hoe baie mense sê, jy weet, jy kom partykeer by mense. Jare terug, ek en 'n broer Willie Giesing, Johnny sal hom ken. Klop ons aan, woonstel in Boksburg, Noord, aan woonstelle. Sy deur. En hierdie man maak oor die deur oop en hy sê, en ons stel onsself voor en so aan. Hy sê, ek is 'n onderwyser. En ek behoort aan hierdie kerk. En ek is op die raad. Ek sê, baie mooi. Ek sê, my behoort jy aan Jesus. Ek hou my vernaam. Baie mense is gesteld op hulle titels. Man, ek is 'n pastoor. En ander sê, plaas hulle sê hulle is mastoors, dan sê hulle ook hulle is pastore. En ander sê, ek is 'n professor. Ek is 'n dokter. Dis hoe jy my moet aanspreek. Man, as mense my noem op my naam, is dit reg. Ja. Amen. Amen. Glory to God. Yes. Dis my naam. Halleluja. Yes. As jy titel gebonde is, het jy 'n probleem. Maar Johannes, hy eer die Here Jesus. En hy sê, ek lees net hierdie teksvers, vers 29. Dis vers 38. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. Hy is eerder as ek. Ek wat nie waardig is om die skoenriem van sy skoen los te maak nie.
Ek is nie waardig dit nie. Weet jy wat Jesus het gesê? Is Johannes die doper? Is die grootste gewees, maar die kleinste in die hemel. Glory to God. En hy sê, ek is nie waardig om sy skoenriem los te maak. Hy verhewe hom nie self. En dit is waar die probleem kom, dat mense verhewe hulle self. Ek en jy moet ons nooit self verhewe nie. Ons moet God verhewe. Ons moet God se naam groot maak. En sê, Here, verhewe is U. Ver bo alles. Ons lees vers 31 sê. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel geopenbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. Ek wil vanmôre sê, as jy daai liedjie het van On the Wings of a Snow White Dove, feel my. He has never come on the wings of a snow white dove. Hy het gekom soos 'n duif. Nie in die vorm van 'n duif nie, maar soos 'n duif. Hoekom noem hy duif? Want 'n duif is opreg. Hy het geen gal in hom, maar hy het gekom soos 'n duif. Het die Here hom gewys, so het hy neergedaal. Johannes het dit gesien. Nie ek en jy nie. Nie die mense om hom nie. Glory to God. Vers 32 en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie. Maar hy het my gestuur. Maar hy wat my gestuur het om met water te doop. Hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Halleluja. Petrus wat het gesê, wie doop met die Heilige Gees? God. Op wie jy die Gees sien neerdal, dis hy wat met die Heilige Gees doop. En wie is dit? Dit is Jesus. Die Seun, en ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. O, hier is 'n groot God wat openbaar. Absoluut. Wat sê die woord vir die Here vir ons? Is dat ek en jy moet die woord ondersoek. Ons moet dit ondersoek en kyk. As ons nie die woord ondersoek en lees nie, sal ek en jy niks kry nie. Hoe meer ons die woord ondersoek, hoe meer ons die woord lees, hoe meer gaan ons ontvang. Ons lees Johannes 14. Ek kan nie vanmôre deur hierdie Bybel vat met baie. Ek gaan ons baie lank sit. Amen. Johannes 14 vers 7 sê. Wat die woord van die Here sê vir ons. Kom ons lees vers 6. Dan vers 6. Ja, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe.
Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, Yes, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. glory. Glory. Yes. Prys, kom ons lees daai vers weer. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Yes. Hulle wandel 3 jaar saam met die Here Jesus. Halleluja. En hulle vra Here, toon ons die Vader. Hy sê vers 8. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle. Yes. En het jy my nie geken nie? Filippus, hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader. Glory to God. Hierdie grote God. Prys die Here. Hy openbaar hom. Halleluja. Filippus vra Here, toon ons die Vader. Prys die Here. En dit is vir ons genoeg. Yes, Lord. Hy sê ek is al so lank al by julle. Ja. En jy vra vir my, toon my die Vader. Yes. Hy wat my gesien het, die Vader gesien. Yes. Amen. Yes. Amen. Glory to God. Julle wandel saam met my. Baie dankie. Die Jode verwag hulle God. En hulle God het gekom. Yes. Hulle het hom verwag. Ja, dis mooi. Kom ons lees in 1 Timoteus. Die 3de hoofstuk. Vers 16. 1 Timoteus 3 vers 16. Amen. O, ja, prys. En oneenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is geopenbaar. Is groot. God is geopenbaar in die vlees. O, halleluja. Wanneer is God geopenbaar in die vlees? Jesus. Toe Jesus gekom het na die aarde in 'n gestalte van 'n mens. Here. Ja, O, dis wonderlik. So, Here. dis God se woord. Yes. Prys die Here. Ons lees weer daar. En oneenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Is geregverdig in die gees. Het verskyn aan engele. Is verkondig onder die heidene. Is geglo in die wêreld. Is opgeneem in heerlikheid. dankie. Glory to God. God is geopenbaar in die vlees. Amen. Here. Maar jy weet, daardie vlees Ja. moes gesterf het. God is gees. Yes. Baie mense sê God is 'n persoon. God is nie 'n persoon nie. God is gees. Dit wat in daardie tentwoning was, Ja. was God gewees. Maar die liggaam is die vervoermiddel gewees. Yes. Wat moes gesterf het aan die kruis. Yes. Verstaan jy dit? Amen. Amen. Die vlees moes gesterf het. Yes. Want gees kan nie sterwe nie. Wat 'n goddelike openbaring. Halleluja. Dit is iets om van Ja. opgewonde te word. Amen. Iets om 'n glory fit te kan kry. Amen. Dis 'n voorreg. Halleluja fit. Amen.
Noem dit die vind wat jy wil. Ja, amen. Dit is absoluut wonderlik. Ja. Want Jesus kom in Openbaring en hy sê, ek is die Alpha, ek is die Omega, ek is die begin en die einde. Die Almagtige, wat was, wat is en wat sal kom. Glory to God. Die mens sal eerder in 'n kerk sal leer stel en vashou. Ja. En vergeet van God se woord. Die kerk se leerstelling is nie wat môre wat punte tel nie. Wat tel vir môre is dat ek God se woord vat. Hierdie woord vat en sê, Here, openbaar vir my hierdie woord. Amen. Geef my die waarheid van die woord. Amen. Here, ek soek nie hierdie kerk se kerklike leerstellings nie. Here, ek soek 'n goddelike leerstelling. Amen. Ek soek nie 'n menslike openbaring nie. Ek soek 'n goddelike openbaring. En God is geopenbaar in die vlees. Geregverdig in die gees. Is verkondig in die wêreld. Hy is opgeneem in heerlikheid. Jy weet, die serafs, as hulle met die troon vlieg, Amen. as elke serafs wat daar is, het 6 vlerke. 2 bedek hulle die voete mee. 2 bedek hulle die gesig. Alle 2 vlieg hulle. En soos hulle vlieg, roep hulle heilig. Heilig, heilig is die Here God. Wat was, en wat is, en wat kom. Kom, prys die Here. Amen. Dankie. Hy gaan kom. Amen. God self. Kom. En hy kom openbaar homself. En die mens verwerp hom. Die mens stoot hom uit hulle lewens uit. En hulle maak leerstellings. En hulle skryf boeke en boeke om mense te verlei. Terwyl ek vanmôre net God se woord het. En ek het nodig om my knieë neer te sak en te sê, Here, openbaar vir my dit wat nodig is. Wat het die Here Jesus vir Petrus gesê? Wat sê die mense? Wie is ek? Kan Matteus 16 gaan lees. Party sê hy is Elia, ander sê is Johannes die doper wat opgestaan het. Ander sê hy is een of ander profeet. Hy sê, maar wat sê julle, wie is ek? Peter sê, hy is die seun van God. Hy sê, vlees en bloed het nie in jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het aan jou geopenbaar. Die God is so groot. Die mense beperk God. Die woord van Here is die aarde is die voetbank van sy voet en die hemel is sy troon. Hy is alomteenwoordig. En Jesus is die ene wat doop met sy gees. Amen. Hy doop met die Heilige Gees. Hy is God geopenbaar in die vlees. Glory to God. Is dit nie wonderlik? Is om opgewonde te word, te wees wie Jesus werklik is. Hy is die een wat sou kom. Hy is die een wat ek lief het in die môre. Hy is die een wat ek lief het middernag. Hy is die een wat ek lief het in die avondskeer. Jesus, Jesus, Jesus. Glory to God. If you got Jesus, you got everything. Amen.
As jy Jesus het in jou lewe, Ja. en jy wandel in sy weer, het jy alles. Amen. Jy het hierdie groot God in jou lewe. Dank je, Jezus. Glory to God. Mag hierdie woord Oh, Jezus. op jou hartstapels gegraveer wees. Mag hierdie woord gegraveer wees op elkeen Dank wat sal luister na die boodskap. Here seën vir u je. Amen. en sy koms is naby. Amen. Kom ons wees gereed Ja. om ons God te ontmoet. Amen. Amen. Here seën. Baie dank. Amen.